Hallo almal en baie welkom. Is julle reg om julle kennis te toets en 'n regte, egte veiligheidskampioen te word? Wel, dan is julle presies op die regte plek. Okay, so hoe werk dit? Dis super maklik. Ek gaan 'n vraag vra, dan gee ek jou 5 sekondes om te dink en dan bam, wys ek die antwoord. Dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Klink goed? Mooi so, kom ons spring weg. Reg, ons skop af met ronde 1. Die tema is gevare by die huis. So ons gaan bietjie kyk na al daai alledaagse goeders in en om die huis waarmee ons ekstra versigtig moet wees. Okay, hier kom die eerste vraag. Wat dink jy beteken die woordjie toksies? Jou 5 sekondes begin nou. En die tyd is om. Die antwoord is giftig. Ja, presies. Toksies is net 'n ander woord vir giftig. Dis goed wat jou baie siek kan maak as jy dit sou insluk of selfs net aanraak. So ja, hou dit altyd ver weg. Reg so, nou dat ons weet wat toksies is, kom ons dink 'n bietjie. Watse soort goeders by die huis is toksies? Kan jy dalk aan 2 skadelike produkte dink? Jou tyd begin nou. En tyd is op. Wow, kyk net daar, daar's eintlik nogal baie, nê? Goeders soos bleikmiddel, petrol, verf, selfs ou batterye. Dit wys jou net, selfs doodgewone dinge in die huis moet ons met groot respek en versigtigheid hanteer. Okay, so ons weet nou wat die gevare is, maar die belangrikste vraag is, hoe bly ons veilig? Kan jy aan 2 belangrike veiligheidswenke dink vir wanneer ons naby hierdie produkte is? Dink vinnig. Reg, hier is die antwoorde. En die heel belangrikste een is natuurlik, daar moet altyd 'n groot mens by wees, geen uitsonderings nie. Dis ook slim om eers die instruksies te lees en dalk selfs handskoene te dra. Okay, kom ons verander ratte 'n bietjie en praat oor medisyne. Medisyne is daar om ons beter te maak, maar net as ons dit reg gebruik. So, wat is die een ding wat jy altyd moet doen voor jy enige medisyne drink? Hierdie is baie belangrik. 2 dinge. 1. Lees die etiket. Maak seker dis vir jou bedoel. En 2. Neem presies die regte hoeveelheid. Nie meer nie, nie minder nie. Dis superbelangrik. Reg, laaste vraag vir ronde 1. Wat doen ons met medisyne wat verval het? Jy weet, as dit te oud is. Wat is die regte ding om te doen? En die antwoord is, gooi dit veilig weg. Moet dit nooit net in die asblik gooi of hou nie. Vra 'n groot mens om jou te help om dit op die regte manier weg te gooi. Sjoe, julle het fantasties gedoen in ronde 1. Okay, is julle gereed vir die volgende ronde? Ronde 2 gaan alles oor slim met vure. Vuur is iets wat ons moet respekteer. So kom ons kyk wat julle weet oor brandveiligheid. Reg, eerste vraag van die ronde. Dink 'n bietjie aan jou huis, veral die kombuis. Wat is 2 algemene goed wat 'n brand kan begin? Jou tyd begin nou. Ja, kyk daar. 'n Primus stoofie wat omval of 'n stoof wat aanbly as almal gaan slaap het, dis albei groot gevare. Dis hoekom ons altyd moet seker maak alles is afgeskakel voor ons die kombuis verlaat of gaan slaap. Okay, hierdie is 'n baie belangrike een. As daar 'n noodgeval is, soos 'n brand, wat is die nommer wat jy in Suid-Afrika skakel vir die brandweer? Jy het 5 sekondes. En die antwoord is 10177. Kom ons sê dit weer saam. 10177. Hierdie nommer moet jy in jou kop bære. Dit kan letterlik lewens red. Reg, volgende vraag. Kom ons sê 'n volwassene gryp 'n brandblusser. Daar's 'n spesiale Engelse rympie om te onthou hoe om dit te gebruik. PASS. Weet jy dalk waarvoor daai letters staan? Okay, kom ons breek dit af. P is vir pil die pin, A is vir aim by die basis van die vuur, S is vir squeeze die hefboom en die laaste S is vir sweep van kant tot kant. Trek, mik, druk, swaai. Maklik om te onthou, né? Maar onthou, dis definitief 'n werk vir die groot mense. Dis altyd beter om voorberei te wees, né? So, wat is 2 dinge wat jy en jou gesin kan doen om seker te maak julle is gereed, net vir ingeval daar ooit 'n brand sou uitbreek? Absoluut, dis alles oor die plan. Weet almal hoe die brandalarm klink? Het julle al 'n ontsnaproete geoefen? Weet julle waar julle buite bymekaar kom? Om 'n plan te hê en dit te oefen is die slimste ding wat julle kan doen. Hierdie is nog 'n lewensbelangrike een. Wat doen jy as jou eie klere aan die brand raak? Dis 'n skrikwekkende gedagte, maar as jy weet wat om te doen, kan jy jouself red. Wat is daai 3 stappe? Onthou hierdie 3 woorde. Stop, val en rol. Sê dit saam met my. Stop, val en rol.
Moenie hardloop nie, want dit maak die vlamme groter. Stop dadelik, val plat op die grond en rol totdat die vuur uit is. OK, hier kom dit, die heel laaste vraag van die uitdaging. Jy is in 'n groot gebou en die brandalarm gaan af. Hoekom moet jy nooit ooit die hysbak gebruik nie? En die antwoord is, want die elektrisiteit kan afgaan in 'n brand. En wat gebeur dan? Die hysbak kan gaan staan en dan sit jy vas. Dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. So onthou, trappe is altyd die veiligste uitweg. En dit is dit. Julle het dit gedoen. Julle het die veiligheidskampioen uitdaging voltooi. Baie geluk. Julle het gewys, julle het wat dit vat om veilig te dink en veilig te wees. Fantastiese werk. Voor ons afsluit, kom ons onthou net vinnig die goue veiligheidsreëls. 1. Vra altyd 'n groot mens vir hulp met chemikalieë of medisyne. 2. Oefen julle gesin se brandontsnaproete. En 3. Ken daai noodnommer 10177. As jy net dit onthou, is jy alreeds 'n kampioen. En net een laaste ding, kennis is krag, veral as jy dit deel. So my uitdaging aan jou is, watter een van hierdie veiligheidswenke gaan jy vandag met jou familie of jou maats deel? Gaan vertel hulle wat jy geleer het. Baie dankie dat julle saam gespeel het en onthou altyd, bly veilig.